Goeiedag geliefde, ons is nou meer as halfpad deur hierdie week se reeks oor vryheid in God se teenwoordigheid. Tot dusver het ons gesels oor hoe die Heilige Gees ons lei in ware vryheid. Nou vandag gaan ons 'n belangrike vraag vra en hopelik gaan ek hom vir jou sinvol antwoord. Wat beteken dit om in vryheid te leef sonder om in wetteloosheid te val of te verval? Wat beteken dit om in vryheid te leef sonder om in wetteloosheid te val? Baie mense verstaan vryheid heeltemal verkeerd. Hulle dink dit beteken ek kan doen wat ek wil, want ek is vry. Maar vryheid in Christus is verseker nie wetteloosheid nie. Nee, dit is 'n nuwe manier van leef. Dit lyk eintlik heeltemal anderste. Paulus sê vir ons in Galasiërs 5 vers 1 die volgende: Dit is vir vryheid wat Christus ons vrygemaak het. Staan dan vas en moenie weer onder 'n juk van slawerny kom nie. Geliefde, dit beteken ons is nie meer gebonde aan die wet nie, maar dit beteken nie ons gooi alle riglyne heeltemal weg nie. Ware vryheid beteken eintlik die volgende. Dit beteken ek leef nie meer onder die skuld en die straf van die wet nie. Ek is vry van sonde, maar nie vry om te sondig nie. Ek en jy, ons kies om God se weë te volg, sy wil, sy raamwerk, sy riglyne. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. Paulus waarsku ons verder in Galasiërs 5 en vers 13, dan sê hy, moenie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om julle sondige natuur te dien nie. Gebruik dit liewer om mekaar in liefde te dien. Geliefde, met ander woorde, vryheid is nie selfgesentreerd nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit is 'n lewe van oorgawe aan Christus en dan vloei daai liefde uit na ander mense toe. So, het jy al ooit gedink aan vryheid? En dis die uitdaging, as 'n lisensie om te doen wat jy wil. Miskien kan jy hierin dink, hoe kan jy jou vryheid gebruik wat God vir ons gee om ons in 'n plek te bring waar ons nader aan God leef, in steede daarvan om verder van hom af weg te dryf nie. Daai sal die verkeerde ding wees wat ons vryheid vir ons losmaak, is in steede ons moet nader aan God beweeg in ons vryheid en nie wegdryf daarvan nie. Op watter areas in jou lewe moet jy onthou dat vryheid is 'n roeping tot heiligheid. Dat hierdie vryheid wat Christus vir ons gee, is 'n uitnodiging, is 'n roeping na heiligmaking. Geliefde, vryheid in Christus beteken nie ons doen net wat ons wil nie. Nee, dit beteken ons kies om 'n nuwe lewe te leef, 'n lewe wat gevul is met sy liefde, sy waarheid en sy leiding. Moet dus nooit terugval in 'n lewe sonder rigting of ware vervulling nie. Daar word jy terugval in jou ou sondige patrone nie. Nee, God se vryheid, geliefde, dit bring nuwe lewe. Ek hoop jy sal môre inskakel vir dag 5 waar ons gaan gesels oor die volgende gedagte, dat om in vryheid te wandel, verg praktiese stappe. So ek nooi uit om môre weer in te skakel saam met ons, maar vir nou, kom ons sluit die oë en ons vra die Here se genade oor ons lewens. Vader, vandag is ons so dankbaar dat ons vryheid kan ken deur Jesus Christus. Maar Paulus kom leer vir ons, hy kom vermaan ons, deur ons te herinner, dat hierdie vryheid wat Christus vir ons bewerkstellig het, beteken nie dis 'n lisensie vir ons om te doen net wat ons wil nie. Inteendeel, dit is 'n lewe wat so toegewy moet word aan U, en deur daai proses wat ons nader aan U beweeg, word ons heiliger, ons word verander van binne af buitentoe, en dan begin ons lewens anders te lyk. Soveel so, dat ander mense die vrug van ons heiligmaking, ons vryheid, ons lewe naby aan Jesus, hulle dit kan beleef, en as hulle dit beleef, dan leef ons U liefde uit na ander mense toe. En daarom vra ek Here vandag, laat ons nie na onsself kyk nie, selfgesentreerd wees nie, maar regtig nader beleef of nader beweeg aan U, en sodoende spoel daai nabyheid aan U oor na die mense om ons. En dis ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien jou môre vir dag 5 van ons oordeenkings. Gaan in vrede. Totsiens.